sê goeiemôre Johan uit Cherry uit. Ons is bly vir elkeen Matteus. En ons almal wat geskakel, dit is 'n wonderlike voorreg om die Here te kan dien en die naam van die Here te groot maak en net te bely dat die goedheid en die guns van die Here is tot in ewigheid. Goed, volgende Sondag, ons sal nog vir julle laat weet dat volgende Sondag is ons daar by Papama, maar daar by Krokanko by die bootklap. Ons het al reeds so 'n bietjie daaroor gepraat, maar sê ons sal Sondag nog in die week vir julle laat weet, of dit daar gaan definitief daar wees, maar ons gaan definitief 'n diens hê vir Sondag, vir hierdie Paasnaweek, en dan dit is ook 'n groot hoogtepunt, ek dink in die geskiedenis maar van die kerk, en wat ons glo en ons vertrou, as dit nie vir Jesus was wat gekom het na hierdie wêreld en gebore was nie, sou dit nie vir ons gewees het nie. Nou, soos ek altyd reeds vir mense sê, Desember maande, dan ry ons almal oor, is dit die geboortedag, is dit nie die geboortedag, iewers moes hy gebore gewees het, iewers moes hy dit gedoen het. Maar ons gaan hierdie dag, hierdie naweek gaan ons herdenk, en die naweek is wat Jesus vir jou en my aan die kruis betaal het. En dit is die mees belangrikste ding. Vanoggend gaan ons dan ook 'n bietjie praat oor God het dit geopenbaar in jou. Ek gaan so 'n bietjie daaroor gesels 'n bietjie dit later. Nou toe, kom ons bid saam en dan begin ons vanoggend se diens. Vader, baie dankie dat ons net weer eens vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, as ons so omskyk kon dit so anders te gewees het vanoggend. Maar ons weet die goedheid en die guns is met ons. Maar in besonder, Here, wil ons vanmôre vir elkeen bid wat siek is, wat vermoeid en wat belas is. Here, ons dink in besonder ook in ons my swaar. Here, ons bid vir hom en ons vra dat U ook daar by hom sal stil staan. En Here, by elkeen van hulle, U ken elkeen se hart. U hoor elkeen se uitroep vanmôre. U weet van elkeen se begeerte. Niks is vanmôre by U onbekend nie. U weet van elke hulpgeroep wat daar is. En daarom wil ek die kosbare bloed oor elke ene van hulle pleit. Ek wil vir U vra, Here, dat U by elke man, elke vrou, elke jong man, elke jong dogter, vanmôre, Here, waar hierdie name voor U genoem is. Here, ons ken hulle nie eens almal nie, ons weet nie eens van hulle nie, maar ons weet vanmôre, Here, dit is voor U naam genoem, U aangesig genoem. En daarom kom ons en ons vra vanmôre in U genade, in U grootheid. Here, ons weet al die dokters wat gesê, al die mense wat gesê, Here, ons het dit deur die eeue het die mense dit gesien en beleef. Here, U kon aan die koning weer 15 jaar of 10 jaar by sy lewe voeg, by die ander een kon U dit doen. Here, ek het soveel wonderwerke gedoen oor die jare. Here, wanneer mense gedink het is klaar, dit is verby, dan het U nog hoop en kans gegee. En vanoggend is my gebed vir hulle, Here, dat U by elkeen van hulle sal stilstaan op U manier. Here, ons kan nie vir U vertel hoe om dit te doen nie, en hoe U moet maak nie, maar ons kan U vertrou, Here, dat U die beste sal doen, omdat U ken die beste en U weet die beste. Here, maak ons seën ons nou vanmôre verder, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan so 'n paar lekker woordjies weer saam sing. Oh, wat die God is, wat die God is. Jy het kom met glorie, was my glorie, wat die God is. Oh, wat die God is, wat die God is. Jy het kom met glorie, was my glorie, what the God is.
come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come, with thy strength and thy power. Oh, come, in your anointing glory. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come, in thy strength and thy power. Oh, come, in thy anointing glory. Yes, come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come, in thy strength and thy power. Oh, come, in thy anointing glory. Oh, beautiful Kushara, the donkey of Jesus. You don't slew of your mercy. Oh, come, Rishta, oh, come, Rishta. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. If I live the holy life, I will run and do the right. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live the holy life, I will run and do the right. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live the holy life, I will run and do the right. I know the Lord will make a way for me. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Maak nie saak wat mense sê nie. Oh, se kan dit. Sonder haas. Wat moet jy sê? As jy vanmôre wil hê die Here moet vir jou wegmaak, so saam met ons.
Maak jy saak wat dit is nie. Ons gaan op jullie ook kwartier nog so een keer sing. Maar ek wil vir jou vra dan wat jy vanmorgen is. Maak die saak wat jou hartsbegeerte, wat jou hartsverlange is nie. Maak die saak wat dit ook al vanmorgen is nie. Net dit vanmorgen voor die Here, daar wat jy sit, en daar wat jy staan. God sê vanmorgen, hy ken jou hart, hy ken jou begeertes, hy ken jou verlange. Maar doen dit net vanmorgen vir hom. Want hy is alweer wat vanmorgen vir jou en vir my kan help, kan verlos, kan vrymaak, kan genees, wat is opdracht. Ek weet die Here maak die weg vir my. Ek weet die Here maak die weg vir my. As ek altyd hier leef, sonder haat of goedheid skree, ek weet die Here maak die weg vir my. Ek weet die Here maak die weg vir my. Ek weet die Here maak die weg vir my. As ek altyd hier leef, sonder haat of goedheid skree, ek weet die Here maak die weg vir my. Amen. Ek weet die Here maak 'n weg vir my, as ek altyd sal heilig leef en sal strewe na hom, sy heerlikheid en sy grootheid ervaar, en sal weet, maar die Here is op die troon. Amen. Maak nie saak wat jou probleem is nie, maak nie saak wat jou bekommernisse is nie, maak nie saak vanmorgen wat dit is nie. Ek het al in my lewe gesien oor die jare in die bediening, het ek gesien baie keer, dan sê mense dit is klaar. Baie keer het mense gestaan voor bankrotskap. Baie keer het mense gestaan, hulle huwelike was op die rotse. Baie keer het ek gesien dat huise is uit mekaar uit. En dan kom God in sy grootheid, as hulle na God toe kom, in sy grootheid en herstel al die goeders. Wat sê, ons doen gediene groot, en 'n magtige God. Ek sê, jy kan op alles opgee, maar net op hom opgee nie. Want hy is jou ewige lewe. God het dit aan jou geopenbaar.
ek dink vanoggend as ek hierdie gedagte wil deel en ek sê, maar God het dit aan jou geopenbaar, dan gaan die eerste vraag sommer wees, ek wens die Here wil goed aan my openbaar. Ek wens die Here wil soos, baie keer hoor jy getuienisse, dat mense sê, maar die Here het dit aan my geopenbaar, die Here het dit vir my gewys, die Here het dit, en dan staan ek en jy, en dan sê ons van mekaar, wow, ek wens maar die Here kan met my so praat. Ek wens die Here kan met my openbaar. Nou vanoggend wil ek gou so 'n bietjie met julle hier deurgaan, omdat ek glo die Here het dit op my hart gelê, al die hele week met hom, daar was gisteraand so, het ek so tussen hulle nog gespeel, maar wat ek wil maak vanoggend vir u vertel, dat uit al die vrae wat ons het rondom, maar laat God dit vir my ook openbaar, laat jy vanoggend sal sien en besef en ervaar, en dat jy sal dit beleef, laat God openbaar reeds al goed aan jou. Dalk sien jy dit nog net, maar ek glo dan vanmôre sal jy dit sien. Nou vanmôre sal jy sien, maar God is al klaar besig met my. En baie keer vra ons die vraag, ons hoor van wonderwerke, of ons hoor 'n gesig wat iemand gehad het, en hy sê, maar die Here het hy gesig aan my geopenbaar, en dan dink ons so by onsself, ja, hoekom openbaar die Here gesigte aan hom, of aan hom, maar nie aan my nie? Hoekom gee die Here vir Daniël 'n drome oor Nebukadneser? Die Here gee vir hom, Nebukadneser is nie as 'n kind van God nie. Nou, ek wil vanoggend sê, die meeste van die tye wat God openbarings gee aan mense is wanneer dit sy kinders is. Nou, maar daar is ook kere wat God, soos met Nebukadneser, God gee hom 'n droom oor die toekoms, wat nie eers in sy kinders gegee was nie. Nou kan jy bes vra, maar hoekom gee die Here dan vir hy en my gee dit nie vir ons kinders nie? Een simpele rede was gewees, God het 'n plan met Daniël se lewe gehad. God wou Daniël in die boonste top kry. Daniël sou, as hy dit net geopenbaar het, sou hy dalk nie so deur kon gegaan het nie, maar omdat die koning dit graag wou gehad het, en openbaar het die droom aan Daniël, Daniël bring die droom, en God gebruik Daniël as 'n magtige instrument in die hele volk, laat die volk moet erken, dat Daniël se God is enigste God. Jy sien, dit is die verskil. Baie keer openbaar God in mense se lewens wat God nie eens ken nie. Openbaar God hulle drome en gee vir hulle iets. Maar God het 'n doel met dit. Jy sê nie, hy doen dit nie verniet nie. Maar wanneer ons sou praat en ons oor onsself sou sê, hoekom openbaar of waarom openbaar? Hoe openbaar God? Ek dink die vraag moet eintlik wees, hoe openbaar God hom aan ons? Vanoggend om dit makliker te verstaan. Romeine 1:17 praat hy daarvan, want ek wil hê, ek het nou gesê kinders van God, want die geregtigheid van God word daarin, hoor nou, word daarin geopenbaar uit wat? Uit geloof. Tot geloof. Wat sê, God se openbarings kan nie plaasvind as daar nie geloof is nie. Al gee God jou droom, en jy glo nie God se heerlikheid nie. Jy glo nie God se majesteit nie. Daarom kon Nebukadneser het die droom gekry, maar hy het nie geglo nie, maar al wat hom gepla het is hierdie droom wat vir hom 'n werklikheid. En daarom soek hy antwoorde vir sy droom. En daarom is dit God se mense, kinders van God, met ander woorde wat aan hom behoort, wat vir hom die uitleg gee. Nie sy heidene nie. Nie sy waarsêers nie, nie sy wat hy ook al sy geleerdes wat hy gehad het nie. Nee, dit kom uit die mond van God uit, want kinders van God is gelowige kinders. Glo in dit wat God doen. Wat sê, jy kan nie glo in God as jy nie by basis. God gaan iets in jou openbaar en jy sal rondloop daarmee, maar die uiteinde van daardie ding beteken geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal leef uit wat? Uit die geloof uit. Daniël het geleef uit hulle regverdigheid. Romeine 8:18 sê, want ek reken dat hierdie is my geliefde kose teks, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, hoor nou,
hy sê, want ek reken Paulus skryf, dat die lyding van die teenwoordige tyd, dit wat jy nou deurgaan, dit wat jy nou ervaar, dit wat nou plaasvind, dit wat besig is om te gebeur, in hierdie teenwoordige tyd, nie opweeg, hoor nou, teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Wat sê, maak nie saak jou stryd wat jy nou het, maak nie saak jou siekte en jou probleme wat jy nou het, maak nie jou saak jou swaar kry wat jy nou het nie. Die woord van die Here sê, dit sal nie opweeg aan ons, wat aan ons geopenbaar sal word. Dit wat ons nog gaan sien, dit wat ons nog gaan ervaar in ons lewe. En vanoggend sal ek vir u wys hoe ons eintlik elke dag van ons lewe openbaar God goed aan ons. Elke dag van jou lewe loop jy met openbarings. Ons is net te blind om dit te sien. Ons is net te blind om dit te ervaar. Maar openbaar hy aan jou. Romeine 16 vers 25. Hy sê, aan hom wat magtig is, dit is ons Vader, wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie, Paulus praat hiervan, en die prediking van Jesus Christus, hoor nou, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Wat openbaar hy aan ons? Wat gee hy vir ons? En Paulus praat, kom ek gaan terug, nou gaan die dalk bietjie verstaan, hy sê, in die prediking van Jesus Christus, vir die wêreld bestaan hy. Maar vir die kinders van God bestaan hy. Vir die wêreld is hy nie 'n betekenis dat hy sal weer kom nie. Hulle glo nie eens aan die geboorte nie. Hulle glo nie dat Jesus het gekom om 'n prys te kom betaal nie. Die wêreld glo nie aan dit nie. Hy sê, aan hom wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring, hy sê openbaring van die verborgenheid, hoor nou, wat eeue lank verswyg is. Want vir eeue moes die volk net luister wat die wet sê. Moes hulle luister wat die priester sê. Hulle het nie die geleerdheid gehad om te kon lees wat in die woord staan. Vir eeue lank was dit vir hulle verborgen. Dit was net geopenbaar aan die profete, net geopenbaar aan die skrifgeleerdes, net geopenbaar, hulle het dit gehad, maar verder die mens moes geluister het na dit wat besig is om te gebeur. Maar Paulus skryf, hy sê hierdie dinge, oor die evangelie wat sou kom, al hierdie dinge was verborgen, maar dis nou verby. En hy gee dit vir hulle. Hy sê Romeine 16 vers 26, maar nou geopenbaar is dit, en deur die profetiese skrifte bekend gemaak, hoor nou, waardeur is bekend gemaak? Deur die profetiese skrifte bekend gemaak, is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van geloof. Besef, dit wat daar was, wat leer ons? Wat lees ons? Skrifte. Wat kry ons? Openbarings. Wat lees jy daar? Ek sê dit vir baie keer vir mense. Ek dink as ons vanoggend kyk, en jy sê, ek het met die Here sê maar 10 jaar, 5 jaar, 2 jaar, 3 jaar terug begin. Wat was jou kennis van God se heerlikheid? Wat was jou kennis rondom die evangelie? Wat was jou kennis rondom die werking van die Heilige Gees? Wat was jou kennis rondom om kinders of mense tot God te bring? Wat was jou kennis rondom die heerlikheid van God? Jou kennis was beperk. Jy het nie kennis gehad. Jy het gebed, jy kom tot bekering. Jy gee jou hart in die lewe vir die Here. Ek
dink oor my aantal jare wat ek al gekom het ek die grootheid van God begin sien en begin ervaar en begin loop. Wat het ek meer elke dag van my lewe? Het ek meer openbarings gekry? Hoe meer ek die woord van God gestudeer het, hoe meer openbarings het daar vir my gekom. Nie net openbarings van wonderlike goed wat daar gaan nie, maar elke dag van jou lewe, soos jy met God begin loop het God jou ryker gemaak, het hy jou sterker gemaak, het hy jou slimmer gemaak, het hy meer jou wysheid gegee, het hy jou meer insig gegee, want jy sien, hoe meer jy met God begin loop het, hoe groter het jou geloof begin word. As ek vat hoe my geloof was in die begin, as ek vat hoe my kennis was van die woord van God, toe ek op bekering gekom het, en ek kyk na vandag, dan is daar 2 hemelsbreë verskille van dit wat ek geweet het, en dit wat ek nou het. Wat sê, wat het God gedoen? Geopenbaar. Jy sien, daarom verstaan ons nie, ons sê, ek wil graag hê God moet aan my openbaar, maar hy het alreeds aan jou geopenbaar. Hy het jou alreeds wysheid gegee, hy het jou alreeds slimmer gemaak, hy het jou alreeds standvastiger gemaak. En deur wat? Deur openbaring. Ek dink baie keer het ek by baie preke in my lewe al geluister, baie dienste bygewoon, baie goed het mense my geleer wat ek agterna uitgestap en sê, ek en my vrou al baie gesê, wow, ons het nog nooit so aangedink nie. Wat is dit? Openbaring. Wat sê, jy kan nie sê dat God het nog nie aan my geopenbaar, of hy openbaar nie reg aan my nie. God openbaar nog elke dag van ons lewe, openbaar hy aan ons. Ek lê in my bed en werk ek 'n preek, werkdags ek lees die woord van die Here, en die Here gee vir my hierdie skrif, en wanneer hy hierdie skrif vir my gee, dan maak hierdie skrif in my lewe, maak hy iets. Dis 'n openbaring. Dis nie mense wat dit vir my vertel het nie, partykeer vertel pastore of predikers, vertel dit vir jou, maar baie keer as jy lees, dan sê jy, ek het 'n Christo loop sy 'n groot vriend van my. Nou hy's op baie keer, dan lees hy en dan kyk jy so die woord, dan stuur hy vir my SMS, hy sê, wat beteken dit? Hoe sien jy dit? Dan sê ek vir hom, weet jy wat, ek dink dit staan so. Dan laat weet hy vir my baie keer terug gesê, weet jy, ek het dieselfde gedink, maar moet seker maak. Jy sien, iets openbaar God aan hom. Die kennis wat daar is, het ek reeds, wat ek klaar vir my geopenbaar is. Onthou dit het net die hemel uitgeval, en hier was ek sommer ewe skielik oornag, net al die kennis wat ek nou het nie. Nou, ek het geleer stap vir stap, geloof, van klein bietjie treetjies gee, tot by jy, hy sê, maar nou geopenbaar is in die profetiese skrifte, die profetiese woord, dit wat bekend gemaak is onder al die heidene, onthou, dit is bekend gemaak aan heidene, dit is bekend gemaak aan jou en my, toe ons God nie gedien het nie, toe ons nog in die wêreld was, dit was aan ons bekend gemaak, dit was vir ons ook gegee, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof. Ja, dan 1 Korintiërs 2 vers 6 sê, tog spreek ons hoor nou, tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar in wysheid hoor nou, nie van die wêreld, of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Die kennis wat God jou gee is nie hulle kennis. Die kennis wat God, die openbarings wat God vir my en vir jou gee is nie hulle openbarings. Jy sien, ons het iets anders. Ons dink op 'n ander vlak. Ek gaan nou vanmôre vir julle wys. Ons dink nie dieselfde as wat die wêreld dink. Ons redeneer nie dieselfde as die wêreld. Al voel jy baie keer jy kan nie dieselfde redeneer as hulle nie. Dan vers 7, hy sê, maar ons spreek hoor nou, die wysheid van God. Dis wat ons spreek. Ons spreek nie iets anders nie. Wat bestaan, hoor nou, in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. God het hierdie openbarings,
wat ek en jy beleef van ons lewe. Elke dag se openbaring is wat God besig is om vir jou te gee tot verheerliking van sy koninkryk, van sy heerlikheid, van sy majesteit. En sy wat moet ons doen? Te voorbeskik vir dit. Dan vers 8 sê, want niemand van die heersers van hierdie wêreld, hy sê, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, hoor nou, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het. Jy sien, hulle het dit nie gehad nie. Hulle kon nie sien nie, want hulle was blind. Hulle kon nie die heerlikheid, die grootste openbaring wat God vir hulle gegee het was met die koms van Jesus, hulle kon dit nie sien nie. Die wêreld sien nie hierdie goed nie. Die wêreld is vasgevang in sy mag, in sy autoriteit. Die wêreld, al wat hy wil maak uit Kersfees uit, of Kersfees uit, al wat hy wil maak en Paasnaweke, al wat hy wil maak is hy wil geld maak. Dis al. Hy stel nie belang in die Christus nie. Hy stel nie belang in die opstanding nie. Hy stel nie belang in die wedergeboorte nie. Al wat hy soek is, hy soek maniere en plekke om geld te maak. Daarom bring hy produkte, en dit lyk of hulle dit adverteer. Dit lyk of hulle die Christus verkondig, maar hulle doen dit nie, dit gaan oor geld. Maar ons, want niemand van die heersers van hierdie wêreld, van hierdie geken het nie. Hy sê, want as hulle dit geken het, as die wêreld maar net geweet het, as die skrifgeleerdes maar net geweet het, as die profete van daai tyd maar net geweet het, dat Jesus Christus, wat aan hulle geopenbaar is, wat vir hulle gegee is, het hulle dit minag. Hulle was blind. Die wêreld ken dit nie. Vers 9. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, in die hart van die mens nie opgekom het nie, dis wat God berei het vir hom wat hom liefhet. Watter groter openbaring kan daar vir jou en vir my wees van God? Dat hy hierdie gesterwe, hy het opgevaar, hy sit aan die regter van die Vader, sodat ek en jy kan lewe. Ek en jy vanmôre kan aangaan, dat ek en jy nie vanmôre met deel wees van die wêreld nie. Hy sê wat nog nie in jou hart, of in my hart, of iewers opgekom het nie. Hierdie is ook een van my geliefkoeste verse. Eendag het ek 'n boek gelees, miskien het ek vir julle al vertel, van Intramuros. Nou Intramuros beteken, dis 'n kyk in die hemel, die woord sê, dit is 'n beteken 'n kyk in die hemel. En terwyl ek die boek gelees het, beskryf die persoon, want hy was so in 'n koma, uit 'n koma, in 'n koma. En ek lees die boek, en die persoon beskryf die hemel, soos hy dit sien en ervaar. En toe daai boek klaar gelees het, en ek kom toe maak, toe kyk ek na hierdie skrif, toe sê ek dit wat sy, as sy dit nou regtig waar gesien het, en sy dit beleef het, en sy dit ervaar het, was fantasties, hoe die hemel gaan wees. Maar toe ek hierdie skrif lees, toe besef ek, dit wat sy gesê het, en dit wat sy praat, is nog nie eers naaste by dit wat daar gelees het. Want die woord van die Here sê hierso, maar soos geskryf is wat die oog, wat my oog nog nie, jou oog nog nie gesien het, en jou oor nog nie gehoor het, en die hart van die woorde, van die mens nog nie eers opgekom het. Dit, onthou, ouens, ek dink die hemel is die beste plek. Ek het al prentjies oor hoe die hemel moet wees. Ek glo, daar gaan 'n see wees, ek kan my versluk saamvat. Maar daar, so sy skryf, daar gaan nie see wees nie. So, dit maak my bietjie bekommer. Maar hoor wat sê ek vandag. Maak nie saak wat in Billy Tron se gedagte opgekom het, wat in sy oë sien, of wat in sy hart is oor hoe dit daar is nie. Hy sê, dit is nog beperk. Ek gee julle groter openbarings. Daarom kan mense partykeer sê, hulle het 'n gesig gehad van hoe dit in die hemel is. Ek dink baie keer het ons al drome gedroom hoe dit in die hemel gaan wees, maar ons het dit afgevat.
sommer tot niet gemaak. Dalk het God vir jou die mooiste droom gehad. Want jy sit daar langs 'n rivier, dat jy sit daar so, en jy so rustig, is dit nie hemels nie? Is dit nie hemels nie? Jy sien, want hy openbaar dit aan jou. In vers 10, maar God het dit aan ons, deur sy gees, hoor nou. Maar God het dit wat ek en jy ervaar, dit wat ek en jy beleef in ons lewens, maak nie saak wat dit is nie. Hy sê, maar God het dit aan ons, deur sy gees geopenbaar. Deur sy gees. Daarom sê ek nou vir jou, my kennis wat nou daar was, daai tot nou toe, van daai tyd het God soveel goed aan my geopenbaar, soveel goed het God vir my gewys, soveel goed het God my wysheid gegee, soveel openbarings het hy gehad, wat God vir my gegee, wat mense, wanneer ek daardie woord gebring het baie mense na vore gekom en hulle hart en lewe vir die Here gegee, daardie kennis wat openbaringskennis wat God in my hart gegee het, en daardie praat wat ek gepraat het, was nie net gewees om familie te versterk nie, maar was gewees om mense te versterk, om mense tot inkeer te bring, want hy sê, want God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. En as ons sê, as ons geestelik wil wees, en ons glo dat vanmôre, dan sê die woord van die Here, maar die gees woon in jou en my. Hy woon in jou. Jy kan hom nie uithaal nie as jy kind van God is, en hom eers dan neersit en sê, Here, ek het nie nou plek vir jou in my lewe nou eers nie. Nee, hy is deel van jou hele lewe. Hy sê, want dit is deur die gees aan ons openbaar. Hoor nou, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Jy sien daarom, as jy kennis het, maak nie saak van wat nie, dat beteken dat God het aan jou openbaring gebring. Wanneer jy besig is en jy lees iets, en daar spring hierdie teks op, of daar praat hierdie teks met jou, beteken dit vanmôre, God is besig om sy heerlikheid, sy openbarings aan jou te gee. Want jy kan vanmôre, baie keer kan mense daaroor praat, dan staan en kyk jy ander ou vir jou so aan of jy die bose is. Hy sien nie wat jy sien nie. Hy verstaan nie wat jy sê nie. Hy hoor nie wat jy sê nie. Want luister vanmôre, jy het 'n openbaring van God gekry, wat jy jou nie gekry het. Jy het 'n openbaring vanmôre gekry, sodat God jou moet vervul. Hy het jou 'n openbaring gegee, sodat jou lewe ryker kan word. Hy het jou openbaring gegee, sodat jy meer kennis kan hê, dat jy slimmer kan wees. Hy het dit vanmôre vir jou gegee. Hy gee jou daardie openbaring, sodat jy meer in die heerlikheid van God kan beleef en kan gaan. Soveel openbarings. Soveel openbarings. En ons wag nog steeds vir openbaring. Maar daar is soveel openbaring wat hy vir jou gee, die Gees openbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge tot die dieptes van God. Kan jy vanoggend verstaan? Hoeveel openbarings het ek en jy al in ons lewe gekry? Maar ons is nog bekommerd oor openbarings. As jy nie hierdie openbarings al gekry het in jou lewe tot nou toe nie, sou jy nog geestelik niks beteken het. Jy sien, want dit was vir hulle verborge, want hulle het nie die Gees gehad. Vir hulle was dit gesluit, maar vir jou en my is dit opgesluit. Jy sien, die Gees openbaar sekere dinge aan my, wat nooit van tevore daar was. Vandag het ek kennis, omdat kennis aan my geopenbaar is. Vandag het ek wysheid, omdat wysheid aan my geopenbaar is. Nie omdat binne troos en krent is nie. Nie omdat ek geswat het nie. Nie omdat ek al hierdie goed gedoen het. Daai was deel van aard. Maar die verhouding wat jy met die Here het, al staan jy baie keer, al sit jy baie keer en die Here praat met jou, en hy sê vir jou, luister, dit is dit. Dan begin ek kry jy openbarings. Want dit is deel van jou wese. Vers 11.
Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Wat weet ek vandag wat is in jou lewe? Niks. Net jouself. Nie as jou man en jou vrou weet baie keer wat saam met jou leef, wat is in jou lewe nie. Maar net jy alleen. Net die gees in jou. So weet ook niemand wat in God is nie. Wat in hom is nie. Behalwe. Jy weet nie wat in God is nie. Behalwe. Ons weet. Behalwe wat? Die gees van God. Want dit wat God het, openbaar hy aan sy gees. Die woord sê, die gees sal niks spreek wat nie van Jesus kom nie. Hy sal niks aan jou verkondig. Hy sal niks aan jou openbaar nie wat nie van God is nie. Hoekom? Want hy is die gees van God. My gees getuig met my gees, maar die gees van God getuig met ons gees. In Romeine 8:1. Hy sê, maar God se gees getuig met my gees, en wanneer God se gees met my gees getuig, beteken ek is kind van God. Julle is kinders van God. Dis 'n openbaring. Dis 'n openbaring wat hy jou leer. Hy leer my baie, sê vir my, hy wil jy's myne. Hy behoort aan my. Hy lees ek die woord. Hy staan daar in die woord, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Hy lees ek Romeine 8:16 nou vir julle gelees. Hy sê, elkeen wat glo in hom is, hy gee vir my, maak hom. Elkeen wat in hom is, elkeen wat glo, jy's mede-erfgenaam, jy behoort aan die heerlikheid van God, jy is deel van hom. Wat 'n openbaring. Ek hoef nie meer vir mense te vra nie. God openbaar deur sy gees in my binneste. Hy openbaar my die heerlikheid van hom. So weet ook niemand wat in God, met ander woorde die gees. En dan sê vers 12, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang. Ons is nie van die wêreld. Kom ek sê nou volgende vir julle. Kinders van die Here is nie van die wêreld nie. Ons kan nie dink soos hulle nie. Ons kan nie maak soos hulle nie. Ons is anders dan. Hy sê, van die gees van die wêreld ontvang nie. Maar die gees wat uit God is. Sodat ons, hoor nou, sodat ons kan weet, sodat jy, elkeen van julle, vanmôre dit kan weet. Hoor nou, wat moet jy weet? Ons kan weet, wat God ons uit genade geskenk het. Dis wat jy moet weet, openbaring. Wat ek geleer, want so lief het God my. Wat ek geleer, dat hy gee vir my op. Wat ek geleer, dat hy dra my deur my stryd. Waar het ek die openbarings gekry, dat God is nog die magtigste God wat daar is. Die Gees. Soos ek gelees het. Baie keer het ek gelees, en dit maak nie sin nie. Maar dan kom daar 'n dag wat ek lees, dan openbaar God iets aan my. Hy gee my 'n verborgenheid, wat hy dalk nie vir Sannie, Pietie en Koos en Jannie gegee het nie. Daarom kan baie keer, ek hoor baie keer van julle ook gesê, julle pastoor, ek nog nooit so daaraan gedink nie. Nee, jy kon nie daaraan dink nie, want dis my openbaring. Maar nou word dit jou openbaring. Maar môre gaan jy weer iets sê, en jy gaan na my toe kom en jy sê, ek het hierdie gelees en die Here het dit vir my gewys, en dit spreek in my hart. Dit het niks met my te doen en sê ek, wauw, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Hoeveel keer het ek al boodskappe van mense gekry, wat sê, die Here het my hierdie skrif gewys, die Here het hierdie vir my gegee, die Here het vir my gegee, dan kyk ek in die Elsie na mekaar, en dink ek, wauw, ons het nog nooit so daaraan gedink nie. Of sy sal sê, ek het nog nie daaraan so gedink, of ek sal sê, ek het nog nie daaraan gedink nie. Hoekom? Want dit is openbaring, wat God vir jou gee. Nie vir almal nie, anders sou hy openbaring vir elke man, vir elke vrou gegee. Maar God is besig met jou en met my.
met individue. Hy is bekommerd oor jou. Hy is bekommerd oor my. Amen. Maar hy spreek met jou op 'n ander manier. Hy spreek met jou op 'n ander manier. Hy spreek met julle op 'n ander manier. Hy spreek met hulle wat luister van hulle op 'n ander manier. Maar luister, dit moet in die gees en die heerlikheid van God wees. Dis belangrik. Hy sê, ons het wel net die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat sy genade hy vir ons geskenk het. Vers 13, daarom spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer. Dit beteken niks nie, dit gaan tot niet. Hy sê, wat wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Ons spreek wat die Heilige Gees ons leer. Daarom gee hy dit vir my. Hy sê, maar met die wat die Heilige Gees ons leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. En ek het al baie keer in my lewe het ek dit al gesien en beleef, en ek glo u ook al. Dan kom iemand en sê, ek het hierdie ding van die Here gekry. Dan check ek kom so, dan dink ek by myself, waar kan ek die persoon die goeders? Dat maak dit vir my sin nie. Want ek is nie, hoekom nie? Maak dit nie vir my sin nie. Want ek vergelyk dit nie geestelik nie. Jy sien, as ek dit geestelik vergelyk het, sou ek die waarheid en nie waarheid gesien het. Maar solank ek dit vergelyk met wêreldstandaard, met wêreldgoed, het dit vir my niks beteken nie. Laaste een, vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God. Hy sê, die natuurlike mens, die wêreldsmens, neem die dinge van die Gees van God nie aan. Hulle neem dit nie aan. Daarom kan jy in 'n huis kyk, as daar iemand is wat God dien en wat nie God dien nie. Die een sal die wêreldse goeder sal, die Gees sal niks afmaak. Ook in families, kringe, kerke, waar jy ook al beweeg. Wanneer ek het al met baie mense gesit, dan glo hy maar net sy wêreldstorie, sy teorie. Die wêreld mag so, die wêreld doen so. Ek glo daai ou, ek het daai ou so goed geleef. Ek het daai ou se dinge gesien. Hy sê dit en hy sê dit. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Hy kan nie die dinge van God aanneem nie. Omdat sy koneksie is nie met God nie. Sy kennis is wêreld. Sy ondervinding is wêreld. Want dit is vir hom dwaasheid. Hoeveel keer het die wêreld al gesê, moenie in God glo nie? Hoeveel keer het die wêreld al vertel, dit wat hulle doen is sommer van die duiwel? Ag, ek stel nie dit belang nie. Ek glo nie aan die werke nie. Ek glo nie in dit nie. Ek glo nie in dit nie. Jy sien, want dit is dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie. Hoor nou, omdat dit geestelik beoordeel word. Hy sê hierso, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. As ek en jy nie in gees met God is vanoggend, maak jy die goed nie vir ons sin nie. Verstaan ons? As ek God nie dien nie, dan maak dit nie vir my sin nie. Wanneer ek nie met God wandel nie, maak dit nie vir my sin nie. Hoekom? Omdat dit moet geestelik beoordeel word. As mense vir my sê, maar wil jy jou lewe verander? Die Here was vir jou goed, die Here het dit gedoen. Ja. Maar weet jy wat? Daai wil moet verander na gees toe. Ek kon nie meer kyk in die wêreld wat ek gekyk het nie. Ek kon nie meer leef en praat wat die wêreld gedoen het nie.
Ek moes verander het van hier vanaf, moes ek daardie ondervinding begin kry. Ek moes gesê, Here, U raak my leermeester, U raak my alles, U is my Papa, U is my Heer, U is my God, U is my Meester. Ek weet, ek stel die Here partykeer teleur, ek weet, ek kom hom daarna, maar luister vanmôre, hy sê vanmôre, ek het jou lief, en wanneer hy sê, ek het jou lief, dan beteken dit, ek moet hom glo. As hy sê, verbyter my sonde, so ver soos die ooste van die beste, dan glo ek hom vanmôre. Ek betwyfel nie sy woord nie. As hy sê, mag met my beboedenis, dan glo ek hom. Ek glo hom vanmôre as hy sê, ek klop aan jou deur, as jy oopmaak, sal 'n gemeenskap met hom hê. Dis geestelike dinge, dis nie fisiese dinge nie. Jy moet in die gees gestel wees met dit. Jy moet in jou gees gesien staan voor die deur en klop, en hy maak die deur vir my oop. Jy moet gesien in die gees vanmôre, as hy vir jou sê, jy's blind, maar nou kan jy sien, dan beteken dit, ek is nie blind in die wêreld nie, ek sien die wêreld in sy grootheid, maar sien ek die heerlikheid van God. Hoor ek die heerlikheid van God, hoor ek die majesteit van God. As ek dit nie hoor, as ek dit nie sien, as ek dit nie beleef nie, dan moet ek vra, Here, wat is dit? Openbaar dit vanmôre aan my, sodat ek die heerlikheid van die Here kan beskou. Wat hy openbaar, hy het dit geopenbaar aan jou. Hy het dit geopenbaar aan my. Hy het dit geopenbaar aan miljoene, ter miljoene kinders van die Here. Daar's mense, kinders van die Here. Daarom as jy vanmôre sê, ek wil die Here met dit openbaar, hy het dit klaar geopenbaar. Hy gee dit nog vir jou elke dag. Hy openbaar nuwe dinge elke dag van jou lewe. Elke dag as ek stap, leer ek iets nuuts by God. Elke dag as ek wandel op 'n pad, dan leer ek iets nuuts van hom. Want hoe kom hy openbaar deur sy gees? Hy openbaar sy majesteit. Hy openbaar sy heerlikheid. Jy is nie sommer net 'n niks nie. Jy's nie sommer vanmôre van niks nie. Nee, jy is die woord van die Here sê, jy is kosbaar. En jy is waardevol vir hom. As jy dit nie glo nie, beteken dit vir jou zero. Dan sit jy met die wêreldse gedagte. Maar wanneer jy in jou gees sê, ek glo, hy is my alles. Hy is my Papa, hy het vir my prys betaal. Dan beteken dit vanmôre, my gees en sy gees met my gees stem vanmôre ooreen, dat ek is 'n kind van God. Nie wat mense vir my gesê het. Mense skinder eerder. Mense sal eerder jou afbreek. Mense sal sê, ha ha ha, kyk hoe maak hy. Hulle lag almal, toe ek op 'n keer kom het hulle oor gelag met ons. Hulle gedink dis die grap van die jaar. Hulle het gedog, kyk hierso, hierdie ou sal net hou tot by die volgende bolbrande. Dis wat hulle dink. Dis wat hulle kon nie in die gees sien nie, want hulle was nie in die gees nie. Hulle kon nie beleef het wat hulle beleef het nie. Maar dankie God vir 'n pastoor, sy man en vrou, ooms en tannies wat in daardie kerk gesit het, wat daar agterna na ek en haar toe gekom het, dat geglo het dat God het ons siele gered, wat geglo het dat God het ons vrygemaak, dat geglo het dat die Here ons van ons verkeerde beë bekeer. Hy het nie vir my gepreek oor al my ellendes en sondes nie. Nee, hy het vir my vertel hoe lief God my het. Hy het openbarings aan ons begin bring oor God se goedheid en God se grootheid. Jy sien dis anders as wat die wêreld is. Het ek goeie vriende gehad? Ja, goeie drinkvriende het ek gehad. Het ek goeie vriende gehad? Ja, ek het goeie vriende gehad wat my in die moeilikheid het beland het. En ek self het ek goeie dinge gedoen. Ja, sodat ek dit veroorsaak het. Maar wat dit in God se eerlikheid kom. Want dit is sy openbarings na my toe kom. Wie het vir my gesê om dit te los? God se openbaring. Wie het vir my gesê, wil jy mag nie meer hierdie pad stap nie? God se openbaring. Die mense nie. Die wêreldmens wil my buite hê. Die wêreldmens wou gehad het ek moet nog daar wees. Maar God se kinders het geestelik gesien wat ons nie kon sien nie. Kom my vrou. Wat ons nie kon sien. Luister vanoggend. Toe ek in hierdie gil, jonk was, jonk is nog steeds jonk, het mense, luister nou,
soos wat ons God gedien het mense begin profeteer oor ek en daar. Hulle het goed gesien in die gees, wat ek is sy, nog nie in die gees gesien. Jy sien, maar ons was nog babiekies. Ons het nog gekyk. Toe sien hulle al iets wat ons nie gesien het nie. Hulle het al openbarings gebring wat God met ons lewens gemaak, wat ons self nog nie eers gesien het. Die kan wel nog nie eers dink aan 'n pastorie vrou nie. Ek het daarom al begin dink as om 'n smart pastoor uitmaak ek. Jy sien, maar goed wat ons nog nie eers beleef het nie. Goed wat ons nog nie eers gedink het nie, het hulle in die gees, het hulle dit gesien. Die wêreld het eerder gesien het geval gesê, ai, o Elsiekie, ek kry vir jou baie jammer, dat jy met so gemors moet nou trou, en jy moet nou saam met hom leef, en jy moet nou saam met hom wees, ag, ons kry jou so jammer. Sy kan bly wees, sy het die jammer gekry, self geloop het. Maar vandag het sy die grootste man wat daar is. Weet jy wat? God openbaar aan jou en my elke dag van ons lewens. Wil Elsie, julle gaan vir my bedien. Julle gaan my woord staan. Ek het plekke vir julle uitgesit. Ek het plekke vir julle bepaal. Ek het vir julle tye bepaal. Ek het vir julle dit, so het God so openbarings oor ons twee se lewens gekom. Hoe kan ek vra vanoggend? God het U dan nog nooit aan my geopenbaar. Elke dag van my lewe ervaar jy jou openbaring. Het ek gesê, somme van die begin af die geheiligdes gewees wat daar is? Nie met Elsie nie. En sy sal sê, nie met Willem Tron nie. Nee. Maar weet julle wat? Die mense wat dit in die gees gesien het nie gesien wat ek is sy sien. Vir ons, vir haar het sy eers gesê, ek dink nie ek sal 'n bediening te gaan nie. Maar daai mense wat in die gees gesien het my gees en haar gees met dit saamgestem? Nee. Maar later, was dit hierdie girl wat gesê het, verkoop maar alles, dat ons gaan. Jy sien, die gees praat met haar gees. Verkoop maar jou goedjies en gaan. Jy gaan vir my werk, jy gaan vir my in die bediening gaan. Was so slim in die bediening? Nee. Het ons foute gemaak in die bediening? Te veel om op te noem. Maar weet julle wat? Ek het die openbarings wat God met my geloop het my 'n sterker, wyser, meer insig, meer heerlikheid van God beleef as enige iets anders. Maak dit vandag joune. Ons bid saam. Vader, ek het hierdie woord gebring uit my hart uit. Ek weet daar's baie mans en baie vrouens wat vanmôre hierdie woord geluister en hierna nog gaan luister. Baie van hulle wat al gesê het, ag, as God maar net aan my kan iets openbaar. Here, dan glo ek vanoggend, wil U vir hom of haar, maak nie saak wie hulle is nie, vanoggend sê, maar ek sal reeds my geopenbaar aan jou. As een van hulle vanmôre, wat voor U staan as U kind, maar nog twyfel aan U openbarings, laat hy en sy vanmôre sal sien die heerlikheid van U, wat U al reeds in elkeen se lewe geopenbaar het. Here, as daar vanmôre 'n man en 'n vrou is, wat daar sit op die kant, en wat tog dink, ag, ek het alles geprobeer, maar U antwoord my nie. Dat elkeen van hulle vanoggend sal besef,
U is al lankal besig met hulle lewens. U het al lankal groot openbarings vir hulle gewys. Here, dit was soos die skrifgeleerdes en die fariseërs het u gesê. Julle hoor al hierdie dinge, maar julle hoor ook nie. Julle sien al hierdie dinge, maar julle sien ook nie. Want Here, die wêreld en sy beginsels maak ons blind en maak ons doof. Maar wanneer u in u grootheid kom, in u heerlikheid, dan openbaar u van sekond, elke dag van ons lewens, openbaar u aan ons. Here, ek wil vir elke ene bid, elke man, elke vrou, wat die eerste baba tree gee op hierdie pad. Here, al struikel hulle, bid ek, Here, tel hulle weer op asseblief. Here, al gaan sit hulle en hulle is moeg, dan vra ek vanmôre asseblief, Papa, help hulle, gee hulle nuwe krag, soos die woord sê. Here, as daar van hulle is wat vanmôre sit, hulle is deurtrek, hulle is siek, die lewe is besig om uit te loop, dan dank ek vanmôre, Here, dat u prys aan die kruis nie verniet was nie. U was dit vir hulle, dit was vir my. Deur u wonde het daar vir ons, Here, genesing gekom. Here, laat hulle nuwe moed sal skep, nuwe moed sal kry. Here, as daar vanmôre van hulle is wat sê, ek kan nie meer nie, ek wil maar net stop. Dan hoor ek u woord sê, wanneer u ons aanvra, sal ons opstyg soos die arende. Ons sal uitstyg bo ons probleme, ons stryd wat ons so vasgryp. En ons sal sweef op die winde van heerlikheid. Here, want u is God. Maar Here, ek weet vanmôre, daar's wat baie trane het vanoggend, wat seer het, pyn het. En al wat ek vanoggend kan doen, is om vir u te vra, Here, verlig dit vir hulle. Raak hulle aan, staan hulle by. Maar as daar vanmôre ook een is, Here, wat vanoggend sê, ek kan nie meer kans sien om op hierdie pad van u te loop nie, dan wil ek vir u vra, versterk hom. Want u het gesê, u sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie. U het gesê, u sal ons nooit begewe bo ons kragte nie. Want u weet wat in ons is. Ek bid vanmôre vir hulle, Papa. Ek bid vanmôre vir myself, vir Elsie, vir my kinders, vir my huis, vir my kleinkinders. Here, ek bid vir my geestelike kinders. Ek bid vir elke man en vrou wat ons paie kruis. Alles dit in 'n oogwink wat hulle by ons verby stap. Ek bid vir hulle, Here. Here, daar wat hulle dalk in 'n hoekie staan en 'n traan afvee vanmôre. Ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle wat sê, ek kan nie meer nie. Dat u by hulle sal stil staan. Here, kom in u grootheid. Kom openbaar vanmôre u heerlikheid aan hulle. Maak hulle vanmôre soos u wil hê hulle moet wees. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. I see under the shadow of night. Keep thy hands upon me and thy down. Give me Jesus as apple of the eye. Oh, give me Jesus as apple of the eye. I'll be under the shadow of night. Keep thy hands upon me as
upside down. Give me Jesus as the apple of their eye. Oh, give me Jesus as the apple of their eye. Hide me under the shadow of thy wings. In thy hands upon the other side. Oh, give me Jesus as the apple of thine eye. O my Here, soos die appel van die oog, laat my wandel in die heerlikheid van die grootheid van die U. Dat ek kan sit soos 'n hen onder haar kykens, dat ek onder daardie vlekke van die Here kan wees, want sy grootheid en sy heerlikheid is daar, want hy is net wonderbaar. And because He is, I can praise to my Lord. Because all there is God. Because I know, yes I know, He owns the future. And I deserve the living just because He lives. Because He lives, I can praise the Lord. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And I deserve the living just because He lives. Because He lives, I can praise the Lord. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He owns the future. And I deserve the living just because He lives. Because He lives, I can praise the Lord. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And I deserve the living just because He lives. Here nou dank ek U dat ons met hierdie pragtige lied kan afsluit, because He lives. En Here, dis my gebed vir elke man, elke vrou vanmôre. Omdat U leef, kan ons kan sien vanmôre. Hoef ons nie verboureerd te wees nie. Hoef ons nie bang te wees nie. Maar Here, as ons bang is, as ons verboureerd is, sit ons onder die vlek, soos 'n hen na kykens, wat hulle beskerm teen enige aanval. Daai kykens weet, ek is veilig onder die vlerke van sy maag. Here, laat ons so veilig sal voel in die hande en onder die arms van U. Here, kom seën ons nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê amen. Die Here seën U en ons laat weet vir U oor hierdie week waar ons gaan wees vir Sondag wat kom en dan maak ons die naam van die Here groot. Amen.